Wat 'n voorreg om vanoggend weer die woord oop te breek. As jy die eerste keer hier is 'n paar mense wat vir die eerste keer hier is. Ons as gemeente gaan deur 'n boek in 'n jaar. So ons is besig met die Johannes Evangelie hierdie jaar. Ons gaan deur hom werk. Ek is so opgewonde oor vanoggend. Ek weet Karel ek's altyd opgewonde oor die elke Sondag as ek hier kom, voel dit vir my die Here het iets vir my wonderliks gegee en ek dink vanoggend is weer daai geval. My ma het altyd vir haar kinders gevra. Sy het altyd iets nuuts probeer. Ek het dit al vertel, maar jy weet om 5 seuns groot te maak en hulle iets gesond te laat eet is 'n moeilike ding. Veral as jou man ook nie baie erg is oor gesonde kos nie. Nee, dan probeer jy alles dan die magte om net iets in hulle mond te kry. Verstaan jy, want as jy weet, jy weet en dit is nogal moeilik om Johan, julle het ook 'n paar kinders het. Dis 'n tawwe ene om dit te doen en gewoonlik is my broer klaar geëet jy weet die middagete dan vra hy wat vanaand vir ete. En so sy het altyd vir ons gesê probeer net dit. Maar die proe net. Ouma het altyd sê proe net Jean en ek beloof jou jy gaan daarvan hou. En baie van die kere as jy proe en was dit nie heeltemal wat jy gedink het dit gaan wees nie. Maar sy het so probeer elke keer iets sê, nou, maar ek weet my ma gaan hierdie preek luister, want sy luister 3 preke op 'n Sondag van haar seuns. So ma, jy het baie goed gedoen, hoor. Dit kos was baie lekker. Die Bybel praat oor proe en dis waaroor ons vandag gaan praat. Proe en sien dat die Here goed is. Psalm 34 vers 9. Ek weet dis nou na hierdie Johannes lang Johannes gedeelte, so ek wil nie jy moet hom opsoek nie, maar hy sê Psalm 34, as jy saam met my daar kan blaai na Psalm 34. Dit was nie Psalm 30 soos wat ek gesê het by Susie nie, dis Psalm 34. Dis miskien hoekom jy snaaks na my gekyk het toe ek dit sê. Psalm 34 vers 9 sê: Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan met die mens wat by hom skuil. Dit gaan goed met die mense wat by hom skuil. Daar ondervind is jy kan my maar daarop vertrou. Dit sê eintlik kom proe en sien dat die Here goed is. Kom smaak dat die Here goed is. En so hierdie hele gedeelte vanoggend gaan oor hierdie ding is dat as jy hom nie gesmaak het nie, as jy nog nie by hom was nie, kan jy hom nie ondervind as goed nie. Johannes 1 vers 35, dis ons gedeelte vanoggend. Johannes 1 vers 35, dis 'n redelike gedeelte, maar ons gaan hom deurlees. Want en soos ons aangaan, gaan ek bietjie gesels. Johannes 1 vers 35. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en net 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê: Daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle: Wat soek julle? En hulle het geantwoord: Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan jy tuis? Hy sê toe vir hulle: Kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê: Ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: Jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom: Volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom: Ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskryf het en van wie die profete ook geskryf het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom: Kan daar uit Nasaret iets goed kom? Kom kyk en sien, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus vir Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy van hom: Hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra vir hom toe: Waarvandaan ken u my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom: Toe het jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit: Rabbi, U is die seun van God. U is die koning van Israel. Daarop sê Jesus vir hom: Glo jy omdat ek vir jou gesê het dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sê. Verder sê Jesus vir hom:
Dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien, op en afklim, na die Seun van die mens toe. Hierdie is 'n mond vol. Maar dit begin by hierdie hele gedagte van kom en sien. Johannes die Doper is die eerste ou wat sy vinger wys en sê, daar is die Seun van God. Daar is die Seun van God. Wat amazing is van Johannes die Doper, is hierdie man het 'n geweldige, ons het laasweek daaroor gepraat, het 'n geweldige rol gespeel in daai tyd in Israel. Tot buite Bybelse bronne soos Nathanael verwys na Johannes die Doper as 'n geweldige figuur in daai tyd gewees. En die owerhede was baie bekommerd dat daar opstand sou wees vanuit Johannes die Doper se volgelinge. En tog sê Johannes, nee, al wat ek gekom het is om 'n vinger te wys na die lam van God, na die Seun van God toe. Ek gaan vir julle wys wie hy is. En hier's 'n amazing ding. Die oomblik as hy dit wys, die oomblik as hy vir die disippels wys wat saam met hom is, Andreas en die ander disipel, wat doen hulle? Hulle verlaat Johannes die Doper en hulle volg Jesus. En dis nogal 'n ongelooflike ding. Toe ek daaraan dink die week, dan dink ek aan ons gemeente in Kruispad en ek dink aan julle wat hier sit en ons is 'n gesin. Wie wat is die grootste begeerte van my hart in hierdie oomblikke is dat julle Jesus sal raak sien as die een wat julle moet volg, want ons volg nie mense nie, ons volg vir hom. Al wat hierdie ou doen hier voor met sy rooi hemp en sy blou broek vanoggend is hy's net 'n aanwyser. Hy's soos daai boetjie by Stilbaai wat letterlik net vir jou sê waar Stilbaai is, maar hy wil nie almal hê by Stilbaai daar staan by die boetjie nie, want dit is nie Stilbaai nie. Hy's maar net 'n aanwyser. Wat amazing is dat die oomblik as mense jou verlaat en hulle gaan na iemand anders toe, dan dink jy nie, bly gou by my, ek sal julle nog meer vertel. Nee, dis die doel van Johannes. Hy wil hê hulle moet vir Christus volg. As daar een begeerte is in my hart, is dat Kruispad Christus sal volg. Dat julle by hom sal hoor. Ek luister na die vakansies prediker wat eintlik 'n mooi ding sê. Hy sê, gewoonlik kom mense na 'n predikant toe dan, of na 'n pastoor toe, en dan vra hulle vir hom, wat dink jy? Verstaan jy? Wat wil hulle weet? En dan kom hy, wat dink jy, is hierdie sonde, Fred? Verstaan jy? Willie? Moet ek nou links of moet ek nou regs? Verstaan jy? So jy is amper hierdie ou wat alles moet uitsorteer. Hy sê, hoekom vra ons nie, Here, wat wil u nie? Wat wil u nie? Want dit is volgelingskap. As ons die vinger na Jesus wys, is dit sodat mense Christus sal volg en dat hulle hom sal hoor praat. Jy's nie 'n aanwysing. Jy wys maar net na Christus toe. Dis al wat jy doen. Jy wys net na Christus toe, sodat mense Christus sal volg. Hierdie is 'n ongelooflike gedeelte as hulle hom dan volg, en dan sê, die twee het hom, vers 37, die twee het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien, dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? Dit is nogal 'n vraag om te vra, nee? Hy sê, hulle begin hom volg, hy kom op en hy sê, wat soek julle? Hier is 'n ongelooflike belangrike vraag wat elke volgeling van Jesus moet antwoord en wat hy vir ons elkeen vra is, wat soek jy by my? Want daar's nie net een antwoord op daai vraag nie. Hoekom wil jy vir Jesus volg? Dit is verskriklik belangrik. Want baie keer wil jy nie vir Jesus volg vir wie Jesus is nie, jy wil hom volg vir wat hy dalk kan gee. En so daai vraag is nogal openbaring vir wat Jesus vir hulle vra. Wat soek julle van my? Hy vra dit vir twee blinde manne ook. Dit is interessant, hulle is blind en dan kom hulle by Jesus. Dan sê hulle, seun van Dawid, ontferm U oor ons. En dan vra hy vir hulle die volgende ding. Hy vra vir hulle, wat soek julle by my? Wat wil julle hê van my? Baie mense wil baie goeders hê van Jesus. In feite, in daai tyd wou hulle gehad het, hy moes koning wees, en jy sal lees in Johannes 2, waarby die teksvers waarby ons kom, is, die eerste keer toe hy die brood uitdeel, toe wil hulle hom hê. En toe sê hulle, kom ons maak hierdie man koning. Hoe lekker is dit, ons gaan brood elke liewe dag eet. Nee, dit is reg, verstaan jy, ons volg Jesus, jy moet hom sien miracles doen, verstaan jy, dit is great. En Jesus wil hulle eintlik uitdaag om te sê, wat soek julle by my? Hoor die antwoord wat hulle vir hom gee. Wat begeer, is interessant, die Griekse woord hierso vir soek, beteken eintlik, wat begeer julle van my? Wat begeer julle, moet ek vir julle doen? Een van die belangrikste vrae vir 'n soekende persoon. Miskien sit jy vanoggend en jy is hier uitgenooi na hierdie eredienste of wat ook al, en jy soek iets, wat soek jy?
Jy moet eers uitfigure wat jy soek voor jy dit gaan kry. Is dit nie so nie? Partykeer moet jy eers uitfigure wat jy soek voor jy dit kry. En dan sê Andreas die antwoord. Hierdie is 'n wonderlike antwoord van Andreas. Hy sê, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar bly jy? Dis die woorde daar, waar bly u? Waar bly u? Hier is die ongelooflike ding, in die hele Johannes evangelie, is die woord bly verskriklik belangrik. Die woord om te bly in my, is verskriklik belangrik. So hierdie is nie per toeval, dit wat Andreas hier sê nie. Hy sê, Jesus, wie wat soek ons? Ons wil by jou bly. Ons wil bly daar waar jy is. Ons wil tuis gaan daar waar jy tuis gaan. Ons wil wees daar waar jy is. Dis wat ons soek. Ons wil weet waar bly jy. En dan dink jy aan daai teksgedeelte wat Jesus vir hulle sê, jakkals het gate en voëls het neste. As mense hom wil volg, dan sê hy, jakkals het gate, voëls het neste, maar die seun van God het nie eens 'n plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Nou in Johannes Evangelie, ek gaan 'n paar teksverse gou hier in Johannes Evangelie opsit, en dan sien jy hoe belangrik is hierdie woordjie bly, mena in die Grieks, of meno. Wie my liggaam een in my bloed drink, bly in my en ek in hom. 'n slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie, 'n seun bly vir altyd. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Dis dieselfde woord, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie gesien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as hy nie uit die wingerdstok bly nie, en so ook nie julle, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Ons is amper klaar. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. As my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil hê en julle sal dit kry. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Is daar nog een? As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Hierdie woordjie bly, wat wil julle hê van my? Wat wil julle hê van my? Wat wil jy hê moet die Here vandag vir jou doen? Here, dat ons net by U kan bly. Dit is interessant, daar was 'n tyd in die kerk se geskiedenis wat baie, jy weet, ons het jong mense altyd gevra, kan jy die Here saamvat? Wie daai ene gevra? Jy moet die Here vra of jy hom kan saamvat waar jy is, waar jy gaan wees. Enigiemand wat dit al vir die Here gevra het? Hulle vra jy mos altyd, kan ek dans? Dan is die antwoord, kan jy die Here saamvat? Jy weet, dit was die groot vraag van die 90's. Jy weet, kan ek dit gedoen? Wel, die vraag is, Willem, kan jy die Here saamvat? Wat van ons draai die vraag om? En ons vra vir onsself, is die Here daar? In plaas van, moet ek hom saamvat, is hy al reeds daar en is ek by hom? Dis die vraag wat elke kind van die Here moet hom vra. Here, ek wil by U bly. Dit is nie, die vraag is nie, kan ek hom saam met my vat nie, kan ek hom deel maak van waarmee ek besig is nie, maar is ek deel van waar hy is, en bly ek in hom, en bly ek in sy woord, en bly ek in sy liefde? Dit is die vraag van elke gelowige. En dan Jesus se antwoord. En dis eintlik waaroor die hele gedeelte gaan, want dit wys ons iets van hoe lyk lewe in Christus. Hoe lyk dit as jy bly in hom? En hoe lyk dit as jy mense nooi na Christus toe? Jesus antwoord hulle, kom en sien. Kom en sien.
Interessant, dis 'n rabbynse idioom wat daai tyd gebruik word. Want hulle het, jy weet, as jy 'n rabbi kry, dan sê hy vir jou kom en sien, dan bly jy by hom en dan het jy elke liewe ding, hoe hy eet, hoe hy met sy vrou praat, hoe hy, verstaan jy was letterlik in sy teenwoordigheid. Dit was letterlik asof elke disipel van 'n rabbi wou daai ou naaap tot op die fynste detail. En Jesus sê vir hierdie twee manne, kom en sien. As jy wil weet waar ek bly, kom en sien. En dis presies dieselfde woorde wat Andreas vir sy broer dan sê. As hulle by hom gebly, dan kom hy by Petrus en hy sê vir Petrus, kom en kyk, ons het die Messias gevind, jy moet kom en kyk. Dis dieselfde woorde wat Nathanael gebruik, as jy daai gedeelte weer sien. Filippus was van Bethsaida afkomstig van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus skryf toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskryf het en van wie die profete ook geskryf het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Nathanael is nie baie impressie. En net vinnig gou, Nathanael staan nie in die lys van die 12 disipels nie, maar baie van die kommentare neem aan, dit is nie Bartolomeus gewees. So dis net 'n ander naam vir hom. Dit gebeur dat die Grieke en die Jode verskillende name het vir verskillende ouens, soos wat Petrus en Simon twee verskillende name het. So hy kom na Nathanael, Filippus kom na Nathanael en hy sê, ons het die seun van God ontmoet, ons het die Messias ontmoet, hy is van Nasaret en hy sê, kan enigiets goed so uitkom uit Nasaret? Nou dit is omtrent soos iemand wat vir jou sê, die Messias kom uit Brakpan uit. Kan enigiets goed... Okay, Anton, jy was in Brakpan, sorry. Ek kom uit Boksburg, so ek kan nie ver, jy weet, goeie goed kom uit Brakpan en Boksburg, verstaan jy, ek meen, dit is amazing, verstaan jy, maar dis omtrent dit, Jesus, hy sê, kan iets goeds kom uit Nasaret, en daai afdorpie, daar in Galilea daarbo, geen profeet het nog ooit uit daai plek uitgekom nie, daar kom niks goeds uit nie. Nou hier waar ons kinders van die Here baie keer, jy weet, in die hek duik. As iemand beledigend in jou praat oor Jesus, dan wil jy altyd verdedig, nee. Altyd sê, nee, maar weet jy wat, ek kan dit vir jou bewys. Dit is Jesus. En dan kom jy in hierdie massive argument oor geskiedenis en oor, verstaan jy, hy het genuine gesterf, Jan, en daar's, jy weet, Josephus praat van hom, en Romeinse geskiedskrywers, nee, is dit nie so nie? Jy weet, as iemand vir jou sê, nee, hy glo nie, wat wil jy doen? Jy wil argumenteer met hom, is dit nie so nie? Jy wil vir hom bewys dat jy reg is en hy is verkeerd. Wat sê Filippus vir Nathanael? Kom ons sien. Ek het niks anders om te sê nie, kom ons sien. Hoe amazing is dit? Dit het my nogal getref hierdie week. En ek is so besig met argumente. En ek het nog nooit iemand uitgenooi om te kom en proe nie. Ons het hierdie great plek. Verstaan jy? Dis 'n great restaurant net aan die ander kant, verstaan jy? Sien jy, aan daai ander kant kan enige goeie restaurant daar oopmaak. Nou kom en proe. Ek gaan nie met jou argumenteer nie. Ek kan nie vir jou mentally en met my argumenteringsvermoë jou kan oortuig nie. As jy nog nie geproe het nie, kan jy nie weet nie. As jy nie gesien het nie, kan jy nie weet nie. So ek gaan jou uitnooi om by Jesus se voete te kom sit. En kan ek vir julle uitnooi die volgende keer? En nou, Christian gaan so oor 3 weke praat oor wedergeboorte. So dan kan jy vir mense vra, kom en sien. Verstaan jy? Want jy kom en sien nie 'n gemeente nie. Het jy dit geweet? As jy vir mense uitnooi na kruispad, dan sê jy nie vir hulle, kom en sien hoe oulik is ons nie. Verstaan jy? Nee, jy sê vir hulle, kom en sien, want jy gaan teen 'n ontmoeting hê met die Here Jesus. En as jy nie hier kan nie, dan kry jy 'n ander gemeente wat dit wel gaan doen vir jou. Waar mense kan kom en sien, die Here Jesus ontmoet, en hulle kan proe, en hulle kan sien, en hulle kan in die woord wees, en hulle kan herken wie hy is. Want wie wat is die wonderlikste ding, en ons glo dit tot vandag toe nog nie, kan jy enige iemand oortuig? Enige iemand wat al iemand oortuig het? Iemand wat jy in 'n geweldige fight was en jy beklei met hom Marie daar by onderste boord en jy's in hierdie massive battle en jy dink vir jouself, "Jesus, akademies kan ek hierdie ou nou, verstaan jy? Adrian, ek gaan hom nou oortuig." Het almal enige iemand al weggestap en sê, "Jo, jy het dit nou oopgebreek vir my." Nee. Want jy's by die verkeerde adres. Jy's nog by jou adres. Hy fight nog teen jou, hy sien nog vir jou. Wie moet hy sien? Hy moet Christus sien.
Dink jy Christus kan homself openbaar aan iemand? Okay, nou moet julle ja sê asseblief. Ek weet julle is baie besig om te konsentreer, maar kan die Here iemand oortuig? Ja, dankie Jaco. Ja, nee, hy kan iemand oortuig. Wie wat anders is hy nie God nie. Ons probeer God speel vir mense. In plaas dat ons net 'n vinger is wat wys, kom en proe, kom en kyk, ek gaan vir jou iets wys, verstaan jy? Jy sê nou wat kan goed kom uit Nasaret. Ek wil vir jou sê, Nathanael, kom kyk. En wie wat gebeur as jy vir mense sê om te kom kyk, in plaas van om te argumenteer met hulle, om te bewys dat God bestaan en dat Christus opgestaan het uit die dood uit, is dat Christus hulle ontmoet waar hulle is en hy openbaar wie hulle is. Want net hy ken hulle eintlik. En hy weet wat hulle nodig het om te hoor, sodat hulle oë sal oopgaan om hom raak te sien. Hoor wat sê hy vir Petrus. Hier kom Petrus. Dis 'n amazing deel. Hy sê, as hy vir Petrus sien, dan sê hy die volgende. Waar is ek nou? Daar's hy. Vers 39. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, wie openbaar hierso? Wie Petrus is? Christus. Iemand het 'n ontmoeting nodig met die Here, met die lewende God, en die Here sal in daai persoon se oë kyk en iets vir hom openbaar wat jy nie ken nie en wat jy nie van weet nie. En die oomblik as God dit openbaar, gaan hy Christus sien. En hy sê vir hom, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Dink jy Petrus se oë het oopgegaan? Nathanael kom by Jesus aan en Nathanael het hy sê, kom en kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus vir Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy vir hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Dit is 'n amazing ding. So imagine Jesus sê dit vir jou as jy na hom toe kom. Hier kom 'n man, hy's geen bedrog nie, 'n Israeliet sonder bedrog. Verstaan jy? Hy praat die waarheid. Hierdie man kan iets goeds uit Nasaret kom. Hy's van daai ouens wat vir jou sê presies wat hy dink. Hy kan nie alleen doen nie, Tian. Hierdie Nathanael. En Jesus wys dit uit en hy sê, o, jy's Nathanael, ware Israeliet waar daar geen bedrog is. Jy sê wat op jou hart is, jy weet wat dit is. En dan sê Nathanael vir hom, of Jesus sê vir hom, hy sê vir Jesus, waarvandaan ken jy my? Waarvandaan ken jy my? Voor Filippus jou geroep het, antwoord Jesus. Toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Hoe amazing is dit? Dat as Jesus, as jy vir mense sê, kom en kyk, dan gaan Jesus iets openbaar in hom, wat hy gedink het niemand weet nie. Ek weet nie wat, daar's baie bespiegelinge wat Nathanael onder die vyeboom gedoen het, niemand weet nie, maar Jesus het geweet. En Jesus het geweet, as hy daai ding aanspreek en Nathanael sê, dat miskien was daar 'n vraag in sy lewe, miskien was daar iets wat hy gewortel het, onder daai vyeboom. En Jesus kyk hom in die oë en hy sê vir hom, ek het jou gesien, toe jy gewortel het met hierdie ding. Ek het jou gesien, toe jy onder die vyeboom was. En my broer en my suster, al wat ons hoef te doen is, kan ek julle iets leer wat ek geleer het hierdie week? Anay, is nie die volgende, sê net vir iemand, wil jy kom kyk nie? Wil jy nie net in die woord wees nie? Die Here gaan met jou praat. Ek kan nie met jou praat nie. Ek is moeg om te probeer oortuig. Is julle al moeg om te probeer oortuig? Wie is al moeg? Jy sukkel met 'n persoon al hoe lank? Verstaan jy? Net een. En dan probeer jy nie hard genoeg nie, hoor. Want as jy nog nie moeg is om te oortuig, ek is al vir 28 jaar in die beroep, verstaan jy? As jy nog nie moeg is nie, probeer mense probeer oortuig. As jy al moeg is, Christof, dan al wat jy moet sê is, ek is moeg, maar wat wil ek jou, die laaste ding wat jy wil sê is, wil jy nie kom en sien nie? Wil jy nie kom en sien nie? Ons gaan daaroor later preek, so ek wil nie my preek verder, maar dis die mooiste ding, hierdie kom en sien gaan deur die hele Johannes, die vrou by die put.
die vrou by die put, as Jesus vir haar sê, die Samaritaanse vrou, dan roep sy die hele dorp uit. Sy roep die hele dorp uit. Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk en sien, hier is 'n man wat my alles vertel het van wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit toe, Jesus toe begin kom. Want jy sien, as die vrou, die plaaslike prostituut vir jou sê, daar's iemand wat vir my presies gesê het wat ek wil doen, dan wil jy daai ou ontmoet. Kom kyk en sien. En dan sê hulle op die einde, die wonderlike woorde van hierdie dorp is, nou glo ons nie op grond van wat jy gesien het nie, maar op grond van wat ons gesien het. Want dis wat ons wil hê. Ons wil hê mense moet op grond van my geloof Christus aanvaar nie, maar op grond van wat hulle gesien het. En daarom word hulle geloof gebou op wat hulle ervaar het en wat hulle gesien het uit die woord uit, dat God hulle oë oopgemaak het. En dan kry jy ware geloof. Miskien sit jy hier vanoggend en al wat geloof wat jy het is omdat Fred hom glo, verstaan jy? Ja, Fred glo hom, verstaan jy? So, miskien gaan dit my help, verstaan jy? Of Anton of Willem of wie ook al. Ek ken hom iemand wat glo, so ek hou vas in daai geloof. Ek het nog niks gesien nie, nog niks ervaar nie, nog nooit in die woord gewees nie. Christus het homself nog nooit aan my geopenbaar nie, maar ek glo daarin want daar is ander mense wat glo. Dis nie ware geloof nie. As Christus nog nie in sy woord met jou gepraat het en dit oopgebreek het nie, sal jy hom nie sien nie. Kom en kyk. Kan ek jou uitnooi, kom en kyk vanoggend. Kom kyk wie Christus is. En na Jesus dit gesê het, is die mooiste woorde. Thomas na die opstanding, as hy kom by die disippels en hulle sê, ons het Jesus gesien. Wat sê Thomas vir hulle? As ek nie my vingers in sy wonde druk nie, en my hand in sy sy druk nie, sal ek nie glo nie. En wat sê Jesus vir hom? Kom druk in. En twyfel nie meer nie. Kom twyfel nie meer nie. Jesus sê vir Nathanael die volgende, hy sluit af met hierdie woorde van Nathanael. Nathanael is so impressed, hy sê, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Een miracle en Nathanael is 'n believer. Dis eintlik amazing. Jesus sê, hy sê, hierdie is nie die grootste nie. Hy sê, daarom sê Jesus vir hom, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het, dis niks. Hy sê, jy sal groter dinge sien. En wat sê Jesus dan? Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien, op en afklim, na die seun van die mens toe. Waarna verwys Jesus as hy dit sê? As jy impress is, en jy glo in my as die seun van God, omdat ek vir jou gesê het wie jy is, moet jy weet wie ek is. En wanneer gaan jy dit weet? Aan die kruis van Golgotha sal die hemel oopbreek. Sal die hemel vir jou oopbreek. En dan sal jy glo. Want daar's 'n leë graf. En die hemel is oopgebreek. En jy en ek kan nie mense die hemel sien oopbreek nie, maar God kan dit doen. Jesus openbaar homself elke keer aan die persoon wat opreg soek. Weet wat, ek is moeg van mense wat eintlik net wil argumenteer omdat hulle wil bewys jy is verkeerd en hulle is reg. Wie stel belang in daai argumente? Ek stel nie meer belang in daai argumente nie. Iemand wat net wil wys hy's slimmer as jy en hy weet meer as jy, en baie keer in die kerk daai arrogansie en ons dink by onsself, ek kyk YouTube channels en jy weet al wat dit is 'n argument en 'n argument en 'n argument met 'n klomp ateïste, en dan dink jy by jouself, okay, ons is slimmer, ons het gewen daar, maar niemand wat sê net, wil jy net kom nie en sien en kyk net. Sê jy saam met my deur Johannes stap. Dis al wat ek vir jou vra. Stap saam met my deur Johannes. As jy soek,
sê ek vandag vir jou, miskien sit jy hier en jy soek, en jy sê al lankal, ek soek, as jy waarlik soek, die Here gaan homself openbaar aan jou. Want wie daai soek in jou hart geplaas? Die Here. En as die Here die soek in jou hart geplaas het, gaan hy dit ontmoet. Daarom is disipelskap vir my niks anders nie. En ek en Christian, dis ongelooflik, Christian, ek sê vir hom maandag, hierdie ding van kom en sien, sit in my kop, en hy is besig met sy graad, en jy weet, hulle is besig met disipelskap, en hy sê vir my, kan jy glo wat ons vandag geleer het? Hy sê, ons prof het vir ons sê, wie waaroor gaan disipelskap? Het gaan oor hierdie volgende 4 goeders. Kom en sien, kom en volg, kom en bly, kom en doen dieselfde. Kom en sien, kom en volg, kom en bly, en kom en doen dieselfde. Ek wil jou uitnooi, vanoggend, om te kom en sien, en dan te kom en volg, en dan te kom en bly. En dan gaan jy uit, en jy sê vir ander mense, kom en sien, kom en volg, kom en bly. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te kan kom en sien. Here, dankie dat U net vir ons gesê het, julle moet net my getuies wees. Julle moet net sê, ons het die Seun van God ontmoet. Ons het die Messias gesien. En al wat U vir ons vra is, dat ons voor mense sal sê en sê, kom en eet net. Kom en proe net. Ek wil net hê jy moet kom proe, want ek weet as jy kom en proe, sal jy altyd versadig wees, en daar sal niks meer vir jou versadig as Christus nie. Vader, ons soek niks meer by U, as om by U te wees nie, om by U te bly nie. Ons soek niks anders te by U nie. Ons soek nie dat U ons materieel moet seën nie. Ons soek nie dat U 'n goedjies moet bygee vir ons nie. Ons soek nie vir iets anders nie, behalwe, Here, kan ons bly by U? Vader, ons wil in U woord bly. Ons wil in U liefde bly. Want as ons in U bly, sal ons vrug dra. En Vader, ons wil vrug dra. Ek weet nie wie is hier voor my nie, Vader, maar U ken elke persoon. U het die persoon onder die vyeboom gesien sit vandag. En U ontmoet hulle vanoggend. Hulle soekend vir hoe lank, en U het hulle ook ontmoet vanoggend. Vader, ek bid dat U hulle harte sal omskep in 'n hart van vlees. Mag hulle dit erken dat U die Seun van God is. Mag hemel vir hulle oopbreek. In Jesus naam. Amen.